Goeienaand broers en susters, baie welkom op by vanaand se aand-erediens. Daar is nie enige verdere afkondigings nie, al die afkondigings is in die boodskapper. Jy kan gerus daar gaan nagaan. Kom ons word 'n oomblik stil voor ons begin met die erediens. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing tot eer van die Here, Psalm 145. Hier sal hoor ons gaan sing op twee melodieë. Ons gaan vers 1 en vers 2 sing op 'n ouer melodie en dan gaan daar 'n oorgang wees, dan sing ons vers 4, vers 10 en vers 12 op 'n nuwer melodie. Ons sing hierdie wonderlike woorde dat hy is naby die siel wat tot hom sug en hy troos die hart wat tot hom vlug. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 145 vers 1 en vers 2 op een melodie en 4, 10 en 12 op 'n ander melodie en daarna bid ons saam.
Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here dat ons hier kan saam wees en U heerlikheid mag besing. En dat ons as mens U heerlikheid kan bedink, wie U is, as die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. En dat U die ewige God is en dat U vir altyd sal wees. Dat U goed is en dat U die fontein is van alles wat goed is. Dat ons alle goeie dinge uit U Vaderhand kan verwag. Ons dank U dat U nie verander nie, dat U altyd dieselfde bly. En ons loof en ons prys U Here dat U ons in die genade aansien. Dat ons die groot genade van U mag beleef, hierdie sekerheid dat U vir ons gee, dat U ons hemelse Vader is, en dit deur die werk van ons Here Jesus Christus. Mag ons daarom ook daarmee saam alles net oordink van wat U doen. Hoe elke belofte wat U vir ons maak, ja en amen is in ons Here. Dat elke deel van die genade wat U vir ons beskik, deur Hom na ons toe kom. En mag ons daarom nooit stil wees nie, mag ons daarom tot in ewigheid ook U naam besing, dat ons nog sal uitroep, lof aan die Here. Want U alleen is al daardie lof waardig. Ons dank U Here dat ons in hierdie lewe mag leef, deur nie in die donker rond te tas nie, maar dat U lig op ons geskyn het, U ons verstand verhelder het, dat die Gees ons laat weergebore word. En as U kan ken en in daardie waarheid kan leef, ons bede is vir die kerk, ons bede is dat elkeen wat aan U behoort, tog tot daardie kennis sal kom en daardie waarheid sal groei. Ons bid vir ons gemeente ook en die roeping wat U vir ons gee. En ons dank Here vir geleenthede, in besonder ook soos volgende naweek, dat ons opnuut toegerus kan wees, met nuwe ywer kan uitgaan, dat ons in die koninkryk kan arbei, dat ons mense kan vertel van die hoop wat in ons leef, daardie vaste sekerheid wat U vir ons gee. Ons bid dat U ons toch daarin sal seën. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister saam met die woord van die Here, 1 Petrus 1 vers 17 tot 21. En daarmee saam gaan ons ook kyk na Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes. Petrus 1 vanaf vers 17. Aangesien julle Hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir Hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle oorgeërfde, sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur Hom glo julle in God, wat Hom uit die dood opgewek, en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Die Heidelbergse Katekismes Sondag 1, wat almal hopelik ook altyd van harte ken, vra wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar
aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Geliefde broers en susters, al die ellende wat 'n mens in hierdie lewe beleef, dwing 'n mens om die sin van die lewe te bevraagteken, waar alles gaan. En hoe groter hierdie ellende, hoe meer kom die vraag, hoekom gebeur hierdie dinge? En hoe groter hierdie ellende is, hoe meer kom die vraag, is daar enige uitkoms? Is daar enige manier om weg te kom van al die ellende wat 'n mens in hierdie lewe beleef? Met ander woorde, mens soek natuurlik 'n troos wat jou kan troos, wat as jy al die ellende in die wêreld beleef, is daar enige iets wat ons as mens daarin kan troos? En dit is waar vir alle mense. Alle mense wat al op hierdie aarde gewandel het hierdie vraag, het hierdie soeke, het hierdie smagting na iets wat vir die ellende kan keer. Iets wat hierdie ellende kan versag. En dan doen mense dit om twee goed teen mekaar te stel. Ek beleef al die ellende van die lewe en is daar iets wat dalk swaarder as hierdie ellende kan weeg wat my kan laat beter voel of my 'n tydelike verligting gee van al hierdie ellende. Iets goeds en iets slegs teen mekaar opweeg. Hierdie uitdink van iets wat goed of lekker is, sodat ek die swaar kry in my lewe kan verlig, dat ek die ellende in my lewe geduldig kan verdra. En slegs as hierdie goeie, die slegte meer as dit weeg, is dit troosvol. Slegs as dit radikaal kan meer as dit wees, is dit absoluut troosvol. En nou sien 'n mens hoe die mens hele lewe lank probeer om goeie dinge uit te dink. Mens sien hoe die mens in sy filosofie probeer en sê, maar wat is daar wat die ellende van die lewe kan kanselleer? Wat kan dit teenwerk of wat kan dit uitdoof? Ons hoor in die Bybel van die Epikureërs wat hulle troos eintlik maar in plesier van die lewe gesoek het. Dat as jy in die lewe baie meer plesier kan voel, dan voel jy dan vir 'n tydelike, vir 'n oomblik hierdie verligting van al die ellende wat mense in die lewe beleef. Ons weer die stoïsyne in die Bybel, dieselfde. Hulle het 'n baie duidelike regulering van die emosies gehad en sê maar net nie te veel waarde heg aan iets nie, want as jy te veel waarde daaraan heg, dan raak die ellende net groter as iets daarmee gebeur. So hoe minder jy kan voel oor 'n ding, hoe minder is die ellende wat jy beleef. Ons weet dat Plato en sy volgelinge verligting gesoek het in menslike rede en idees. Ander soek dit weer in die doen van goeie dinge. Hoe meer goeie dinge jy kan doen, dan kan dit al die ellende uitkanselleer. Maar sonder die woord van die Here is daar soveel opinie, soveel filosofieë oor iets wat vir 'n mens troos kan bring in hierdie lewe. En dan weet ons dat buiten al hierdie filosofiese strominge is daar ook nog net ons alledaagse mense wat in die lewe leef en gewone mense wat ook hierdie ellende beleef, wat ook op 'n sekere mate ontvlugting soek van hierdie ellende. Die lewe in sy alledaagse vorm daarvan bring vir mense soveel uitdagings. Bring soveel teleurstellings, bring soveel ellende. Mens beleef dit op die nuus, mens beleef dit by die werk, mens beleef dit jou verhoudings met jou mense. Daar's die heeltyd hierdie uitdagings en dan soek mense ontvlugting. Hulle soek iets wat hulle in hierdie oomblik kan laat ontvlug van hierdie ellende wat hulle beleef. En hulle doen dit deur sonde. Hulle soek ontvlugting deur dobbelary. Hulle soek ontvlugting deur pornografie.
Hulle soek ontvlugting deur sport. Hulle soek ontvlugting deur net 'n blinde oog te gooi vir daar waar al die ellende in die lewe is. Hulle soek ontvlugting deur sosiale media, of deur rykdom, of status, of selfs ook plesier. En tog kan die mens met al die dinge wat hy uitdink, met al die dinge wat hy graag wil hê, nie die ellende van die lewe ontvlug nie. Want die remedie wat hulle soek, spreek nie die ellende aan nie. Dit spreek nie ten volle aan nie. Dit raak nie die volle bestaan van die mens nie. Trouwens, dit maak die ellende van die mens net erger. En mens word deurlopend daardeur gekonfronteer. So die mense sogenaamde pogings is eintlik maar nietige pogings wat hy vir homself probeer uitdink. Want die mense pogings wat hy wil doen kom neer op werke van 'n sondige mens. En hierdie werke van die mens bring nie volledige troos nie. Dis alles dinge wat duidelik is. Dis alles dinge wat verbygaan. Hulle gaan of verlore, hierdie dinge waarop jy steun in hierdie lewe, of hulle gaan verlore as jy jou laaste asem in hierdie wêreld uitblaas. Dan verdwyn dit. Dis nie iets wat vir jou 'n ware troos in die ellende van die lewe kan bied nie. So die enigste ware troos in hierdie lewe is die troos wat kan opweeg teen die oorsaak en die dryfkrag van al die ellende wat ons in hierdie lewe beleef. En dis die sonde van die mens. Die ellende van die mens is die sonde van die mens en die gevolg daarvan is die ewige dood. Dis die dood, dis weg van God af wees. So dit wat vir 'n mens kan troos bied, dit wat vir jou 'n ware troos moet bied, moet iets wees wat al hierdie ellende wat die mens het en wat dit veroorsaak en wat dit vererger, moet dit aanspreek. Anders is dit nie troos nie. So slegs dit wat hierdie kan aanspreek, sal 'n ware troos wees. Slegs dit kan die hoogste goed wees wat baie swaarder weeg as al die ellende. En daardie troos is die evangelie. Dis die blye boodskap van ons Here Jesus Christus wat gesterf het vir ons sondes. Wat daardie ellende wat 'n mens beleef, wat hy vir ons betaal het. Dit alleen weer die troos wat hierdie ellende alleen aanspreek, 'n troos wat nooit verminder nie. 'n Troos wat nie opdroog nie. 'n Troos wat nie wegraak die dag wat jy jou laaste asem op hierdie wêreld uitblaas nie. Dis net die ware evangelie wat die hoogste troos kan bied. Want dit vlek die mens oop, al die ellende van die mens se hart. En dit wys na die enigste weg wat Christus is, wat hierdie sonde wegneem. En die versoening met God vir ons bring. En is dan juist daarmee waarmee die katekismes ook begin. Dat hierdie troos word eerste geplaas, omdat dit die evangelie is. En as jy die evangelie verstaan, as jy verstaan wie jy is, wat die Here vir jou gedoen het, dan is jy volkome getroos. En dit begin ook daarmee, want dit verduidelik vir jou, waaroor die res van die katekismes gaan. Met ander woorde, hierdie troos wat hier in Sondag 1 staan, word uitgepak, die evangelie word vir jou uitgepak, in die res van die katekismes, elke onderdeeltjie daarvan word vir jou uitgesit. As ek dit verstaan ek die evangelie, dan kan ek dit aan ander mense deel. So as iemand vir jou vra oor die hoop wat in jou leef, wat is dit? Dan kan jy Sondag 1 vir hulle aanhaal. Die evangelie is daar die enigste troos dat ons in lewe en sterwe nie aan onsself behoort nie, maar dat ons met liggaam en siel aan ons getroue verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus behoort. En dis dan presies wat Petrus ook hier vir die gelowiges skryf. Dis hoe hy die evangelie ook hier aan hulle beskryf, oor die aard van hulle verlossing. Sê maar, julle is nie losgekoop met aardse middele nie, daar is nie iets wat aards is, wat 'n troos vir julle kan bied in hierdie ellende van die lewe nie. Maak nie saak hoe skaars dit is nie. Maak nie saak hoe kosbaar hierdie aardse middele is nie.
Dit kan nie vir jou troos bied in die ellende van die lewe nie. Daarom sê hy ook dat dit selfs met die beste of dierste aardse middele kan dit nie doen nie, dit sal nutteloos wees. Dit wys op die radikale magteloosheid van die mens om iets te doen, om sy eie verlossing te bewerk. So die mense is 'n magteloosheid om enigiets aan die ellende van die wêreld te doen. Ons is verlos, ons is gered. Nie met verganklike dinge soos goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, die vlekkelose lam, wat van ewigheid af bestem is in God se raadsplan, om vir die uitverkore kinders van God te sterf. Sy menswording, sy dood, sy opstanding was nie 'n noodoplossing van God nie, hy is vooraf bestem daarvoor, 'n ewige bedoeling van die Here. Met ander woorde, van ewigheid af is dit bestem dat ons nie aan onsself behoort nie, maar dat ons aan ons Here behoort. So ons troos teen al die ellende is nie iets van selfverbetering, iets ons self kan doen nie. Maar het gaan oor 'n loskoping, dat ons losgekoop word van hierdie slawerny wat ons is. Dat ons bevry word van die heerskappy van die sonde en van die duiwel. Ons het gelewe soos die sondige wêreld geleef het, ons laat lei deur die vors van hierdie wêreld, van die onsigbare magte. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. Ons gedoen het waar ons liste ons gedryf het. Ons gedoen het in ons gedagtes opkom. Maar God is ryk in barmhartigheid. En hy het ons innig lief. En hy het ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. Ja, ons is deur God losgekoop van hierdie sondige bestaan, van hierdie sinlose bestaan. Ons is losgekoop daarvan om vir onsself heeldag en elke dag 'n valse troost te moet uitdink, wat eintlik geen betekenis het nie. Ons is losgekoop daarvan om onsself te behoort, wat eintlik dan 'n sinlose bestaan is. Dit bly 'n lewe, onvrugbare lewe. Maar die Here koop ons met sy bloed, dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar dat ons aan hom behoort, dat ons sy eiendom is. En dis die hele middelpunt van Sondag 1, dis die waaroor dit gaan, hierdie antwoord van Sondag 1, dis die evangelie. Jesus het vir my gesterf aan die kruis. Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan hom. Ek is sy eiendom, hy is my Here. So die antwoord in die katekismes dui vir ons baie mooi op hierdie verlossing, hoe ons die eiendom van Jesus geword het. Ook wat dit behels, dat ons met alles, liggaam en siel en al omstandighede, lewe en sterwe, nie onsself behoort nie. Dat ons met ons hele menswees aan hom behoort. Met ander woorde, daar is nie 'n stukkie van ons waarvoor hy nie betaal het nie. Daar is nie 'n stukkie van ons wat verlore sal gaan eendag en sê, maar goed, hy het nie daarvoor betaal nie. Elke liewe deeltjie van ons hele menswees, behoort aan hom. Maar hierdie troos van die evangelie is nog soveel ryker en soveel dieper. Want die antwoord gaan verder, dit wys ook op die bewaring waardeur ons die eiendom van Jesus bly. As ook daardie verandering wat in my lewe plaasvind, dat as ek gered is, wat die Heilige Gees in my lewe doen. So ons troos is ook dat ek in hierdie lewe deur hom bewaar sal word. En hoe kosbaar is dit nie? Ek dink mense beleef dit baie keer, jy is opgewonde in jou lewe om iets nuuts te koop, en jy koop dit en jy vertroetel dit vir 'n maand of 2 of selfs 'n jaar of 2. Maar na 'n tyd verloor jy belangstelling en dit gaan al hoe verder agteruit en agter in jou gedagtes in. Ons is so maklik om iets te wil hê en as ons dit het, eintlik maar belangstelling te verloor daarin. Maar hoe kosbaar is dit nie? Ons is nie vir die Here iets wat hy koop, wat verouder waarna hy belangstelling verloor later nie, iets wat hy weggooi of vergeet nie. Nee, ons is daar die kosbare besitting waarvoor hy sy lewe gegee het. So tot in ewigheid, omdat die Vader gekies het om ons lief te hê, sal hy ons lief hê. Sal hy nie minder vir ons dink nie, sal hy nie minder vir ons omgee nie. Sal sy liefde vir ons nooit afkoel nie. Dat die Vader ons voor die skepping gekies het en bestem het vir die ewigheid. En daarom het hy sê ons lief sonder enige beperking. Sal nie die goeie wat hy ons begin het laat vaar nie. Dit sal nooit afneem nie.
Hy bewaar elkeen van sy kinders, dat hulle nooit verlore sal gaan nie. So hoor hoe kosbaar is ons lewe in sy hande. En hoor hoe fyn is alles in ons lewe beskik. Dat geen haar kan van jou kop val, sonder die wil van jou Vader nie. En dit klink eintlik belaglik as ons dink, hoeveel van ons hier sit hier met hoeveel haar op ons kop, ons self weet nie eens hoeveel dit is nie. Dit is so 'n gebeurtenis wat eintlik niks seggend is of geen betekenis het nie. Wat is 'n haar op jou kop? Maar selfs dit word deur God beskik in jou lewe. Selfs dit gebruik hy. So juist daarom weet ons dat wanneer enigiets in ons lewe gebeur, is dit nie sonder die wil van God nie. Dat alles wat God in sy alwysheid ken, laat hy deur sy almag ook gebeur in ons lewe. En die Here gaan nooit onverskillig met leed om in jou lewe nie. Dis nooit 'n doellose of 'n toevallig of 'n per ongelukke leed wat in jou lewe kom nie. Maar die Here beloof, hy gee ook die goeie vir ons in dit. Te midde van die rampe, te midde van die teenspoed, bewaar hy ons vir die saligheid en gebruik hy daardie dinge dat alles inderdaad tot ons saligheid moet werk. Alles wat gebeur, moet meewerk in die vorming van jou geloof, in jou volharding, in jou uitlewing van jou geloof in hierdie lewe. Maar hy doen nog meer. Die evangelie behels ook dat die Heilige Gees in ons werk. Dat die Gees in ons werk om die heerlikheid van Christus soveel te meer te sien. En die Gees in ons werk om ons wil te buig, om al hoe meer Christus en sy wil te begeer. Dat die Here ons sterkste verlange in ons lewe word, ons hele lewe wil sentreer rondom wie hy is. Deur die werk van die Gees smag ons om vir die Here te lewe en om te dien, met alles wat in ons is. En deur die werk van die Gees word ek verseker van die ewige lewe. Ek het dus hierdie sekerheid, absolute sekerheid, ek behoort aan die Here. Ek behoort nie aan myself nie, ek het daai sekerheid, die Gees my werk, ek behoort aan die Here. Dat ek hom ken en 'n verhouding met hom leef, dat die geloof ek hom kan sien deur die woord, dat die geloof die Gees kan hoor deur die woord, en dat ek van harte gewillig en bereid gemaak word om voortaan vir die Here te leef. Dat die Gees al hoe meer in my werk, dat my uitlewing daarvan al hoe meer anders lyk, dat ek al hoe meer leef volgens die wil van die Here. Hierdie die begeerte om God se wil te doen. En broers en susters, as hier waar ons sien dat die troos nie net iets filosofies is nie. Dit is nie net 'n teorie wat eenkant in die lug hang nie. Maar die troos wat die Here werk, word deur die Gees in ons harte gewerk. En die Gees werk in ons dat ons 'n nuwe skepsel word, ons handomkeer verander. Dat ons lewe vir die Here lewe. Dit maak dat ons die benydenswaardigste mense in die lewe is. Dat ons in hierdie lewe en in sterwe nie in onsself behoort nie, maar die sekerheid het oor wie ons is in hierdie lewe en in ons sterwe. Dit maak dat ons met die grootste troos in enige omstandighede kan leef. Enige ellende wat in hierdie lewe gebeur. Die grootste ellende wat in hierdie lewe gebeur. Dit wat die sonde in onsself is, selfs ten spyte daarvan, of te midde daarvan, die grootste troos in die Here het. Broers en susters, gelowiges, ons is die enigste ware getrooste mense in hierdie wêreld. Daar is nie enige ander troos nie. Daar is nie ander mense wat 'n ander troos het wat waar en vas is nie. Ons het die versekering van die verlossing van ons sonde en ellende. Ons het die versekering van ons verhouding met God. En dit alles alleen deur Christus. Verwagting van die ewige lewe. Maar die sekerheid wat die Gees in jou hart geskryf het.
Dat ek twyfel nie. Ek weet, ek is Jesus se eiendom. En dat niks my van die liefde van God kan skei nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, hoe genadig is dit nie? Dat ons nie in twyfel hoef te leef nie, dat ons nie ons eie valse troos hoef uit te dink, wat geen substansie het nie, wat geen vaste gronde het nie. Maar dat U vir ons die enigste ware troos gee, dat U seun vir ons gee om ons te verlos, dat ons U kinders kan wees, dat ons sy eiendom is. En dat U wil hê ons getroos deur die lewe moet gaan, dat ons nie in die lewe moet wankel of moet twyfel of nie moet weet nie. Onseker moet wees of onkundig moet wees oor U werk nie. Maar dat U evangelie so kosbaar vir ons in die woord gee, dat U Gees dit so mooi in ons vertel, dat ons kan weet, wat die sekerheid in ons lewe het, wat U vir ons gee. Ons dankie Here dat ons met hierdie troos deur die lewe kan gaan. En ons bid dit juis vir soveel van ons broers en susters in hierdie wêreld wat deur soveel ellende getref word. Soveel van die gelowiges van die kerk wat deur vervolging moet lewe. Soveel van die kerk wat swaar kry as gevolg van rampe. Soveel van die kinders wat deur siekte getref word en ander teenspoed. Wil U tog kragtig in hulle lewe werk te midde van daardie omstandighede. Dat hierdie troos opnuut verkondig word, opnuut besef word, dat ons aan Jesus behoort, en dit so sal wees tot in ewigheid. Amen. Ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonie, sowel as ook vir Gereformeerde Kerk Elsiersrivier, so wanneer jy dit by die deure afdra, of ook elektronies doen, dink ek asseblief waarvoor dit gaan. Ons gaan Skrifbreiding 12:6 ten slotte sing. Ons sing verse 1 tot 3 voor die seën. God verseker my in sy woord, dat ek nie aan myself behoort. Ons sing vers 1 tot 3, daarna ontvang ons die seën, en daarna sing ons vers 4 en vers 5. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.